Môre broers en susters, ek vertrou dit gaan goed met ieder en elkeen van julle. Die Onse Vader en verwysings uit die Ou Testament waar dit staan. Die Onse Vader gebed, oftewel wat hulle noem in die kerke die Here se gebed, word in Matteus 6 vers 9 tot 13 vir ons gegee. En hier word die Messias gevra, hoe moet ons bid? En die Messias antwoord, kom ons lees. So moet julle bid, sê hy. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortreding, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die eerlikheid tot in ewigheid. Amen. Matteus 6 vers 9, kom ons ontleed dit. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Waarom sê die Messias dit? Kom ons gaan kyk na Eksodus 20 vers 7. Jy mag die naam van Yahweh, jou Elohim, nie misbruik nie, want Yahweh sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Yahweh se naam moet met respek en heiligheid gebruik word. Dis wat die Messias vir ons hierso sê. Levitikus 22 vers 32. Julle mag my heilige naam nie ontheilig nie, maar ek moet as die heilige erken word onder die Israeliete. Ek is Yahweh wat heilig is. Die gebed leer dat Yahweh se naam geheilig moet word en hy gehoorsaam moet wees, né? Daarom is daar die gedeelte van die skrif. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hierdie is instruksie uit die Torah. Matteus 6 vers 10. Laat die koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Psalm 145 vers 13. U koninkryk is 'n ewige koninkryk, u heerskappy strek oor al die geslagte. Jahweh se koninkryk is nie net vir die toekoms nie, maar reeds in werklikheid en is in die hemel en op die aarde. Deuteronomium 11 vers 1. Daarom moet Yahweh jou Elohim lief hê en sy verpligtinge, sy voorskrifte, sy verordeninge en sy gebooie altyd deur onderhou. Yahweh se wil is sy gehoorsaamheid aan sy Torah. Julle kan gelees in Genesis 26 vers 5. Abraham was dit ook gehoorsaam aan die voorskrifte, die insettinge en die wette van Vader. Sagaria 14 vers 9. En Yahweh sal koning wees oor die hele aarde. Op daardie dag sal Yahweh die enigste wees en sy naam die enigste. Die gebed vra vir die vervulling van hierdie profesie. Matteus 6 vers 11. Gee ons vandag ons daaglikse brood. In Eksodus 16 vers 4 lees ons, toe sê Yahweh vir Moses, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, en die volk moet elke dag uitgaan en net soveel insamel as wat hulle die dag nodig het. Daar het Vader vir hulle brood gegee om te oorleef. Sy daaglikse manna is 'n teken dat hy vir ons sal sorg, vir ons die brood gee wat ons se leef. Maar soos in Deuteronomium 8 vers 3 gaan lees dat selfs hy het jou honger laat ly en toe jou met manna gevoed, sodat jy kan weet dat die mens nie van brood alleen leef nie, maar dat die mens leef van elke woord wat uit die mond van Yahweh kom. So hier wys Vader vir jou, hy is die een wat vir jou die manna gee, hy is die een wat jy die brood gee, maar sy woord is ook die brood. So jy leef nie net alleen van die brood nie, maar jy leef ook van sy woorde. So daardie daaglikse brood is vir jou voedsel om te eet, maar ook vir jou leersaamheid om sy woord te leer. Matteus 6 vers 12. En vergeef ons oortreding soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Levitikus 19 vers 18.
Jy mag nie wraak neem of grief hou teen die kinders van jou volk nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is Jahwe. Vergifnis en liefde is 'n Torah bevel. Ek weet van die oog vir oog, maar die oog vir oog moet in ewe maat gedeel word. As ek jou 'n bietjie meer seer maak, mag jy my weer 'n bietjie seer maak. En daarom sê die Messias, vergewe, soos deur my oortredes. Maar Levitikus 19 vers 18 is 'n Torah wet wat dit vir jou so verduidelik in ag. Eksodus 34 vers 6 of 7. Jahwe, Jahwe, 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou, wat liefde bewys aan die duisende, wat ongeregtigheid, oortreding en sonde vergewe. Ons God is 'n voorbeeld hiervan. Jahwe se eie karakter is om te vergewe en ons moet dit weerspieël. Ons moet een word met ons Vader, ons moet loop in sy beeld, soos Abraham het in Genesis 26 vers 5. Matteus 6 vers 13, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Deuteronomium 30 vers 19, ek roep vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle op, dat ek die lewe en die dood, seën en die vloek voor julle neerlê. Kies dan die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Daar is 'n keuse vir jou neergesit vir gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid, en dit is waaroor dit gaan. Jy natuurlik moet gehoorsaam wees aan Vader se wette, verordeninge en insettinge. En wanneer versoeking kom, soos 'n vrou wat jou aandag trek, dan sê die Torah vir jou, jy mag nie 'n ander man se vrou begeer nie. En so laat jy dan nie die versoeking by jou inkom nie. En word jy van die bose verlos. Psalm 91 vers 3. Hy red my uit die vangnet van die voëlvanger, uit die verderflike pes. So ons Vader is ook ons redder. En as jy sy wette, verordeninge en insettinge volg, dan gee jy 'n morele kompas om op die regte pad te bly en uit daai versoekings weg te bly. So die Onse Vader gebed is gewortel in die Ou Testament en in die Torah. So weer eens hier leer die Messias ons om die Torah te volg en leer ons beginsels uit die Torah en sit dit vir ons in 'n voorbeeld van 'n gebed. So hier is die belangrike dinge wat jy kan vat uit hierdie gebed en wat in die Torah is en hoekom dit vir jou dan so belangrik is. Hierdie gaan baie dieper as wat dit is. Maar as ek 'n 6 ure video maak, gaan niemand van my luister nie. In elk geval moet nie vat wat ek sê as waarheid nie. Gaan toets hierdie dinge, net soos die Nobel Bereans het, vir julle self in die skrifte. Gaan lees julle Bybel, broers en susters. En hiermee hoop ek dat baie van die mense sal ontwaak, want die tyd het gekom vir die groot ontwaking. Ontwaak Israel. Dat is geweldig goed gaan met ieder en elkeen.